Goeienaand, lekker om saam met elkeen van julle te kuier op hierdie pragtige mooi aand. En kan jy glo, hier lê 'n lang naweek voor ons, en dis Dinsdag. En ek weet vanaand is jy ook opgewonde oor 'n lang naweek wat voor lê. Ek meer opgewonde oor die naweek se paasdienste wat voor lê in Christiana. En nou as jy in die omgewing is, daarvan Christiana, Vrydagoggend in Voortrekkerstraat 22, by die Volle Evangelie Kerk, 9uur, bedien ek die woord en dan eerskomende Sondagoggend 9:30, wat ons 'n besonderse tyd ook gaan hê. En dan natuurlik die 4de tot die 12de Junie is dit ons tyd dat ons lekker Israel toe gaan. Jy wil saam gaan praat met my en ons kry jou kaartjie reg. En jy kom saam met ons Israel toe. Dan die 14de en die 15de met ook so met ons Vadersdagdiens, die Sondag by die AGS Brits gemeente, en dan die Saterdagoggend net voor Vadersdag het ons dan 'n manneoggend in Brits. Kyk uit om saam met jou te kuier. Dit is my altyd lekker om saam met jou te kuier. En vanaand weer eens op so 'n pragtige mooi aand. Die winter is besig om hier in stadig maar seker nader te kruip hierso in Pretoria. Lekker om saam met jou ook vanaand om die woord te kan kuier. Ouer gewoonte tussen 8 en 9 is dit ons tyd saam om die woord en weeksaande. En ek wil jou ook uitnooi, as jy nie op ons WhatsApp groep is nie, en jy wil graag elke aand se boodskappe ontvang in PDF formaat, dan is jy meer as welkom op ons groepe te gaan, en dan ook so te sê, Stief my die boodskap, of laai my op die groep. Ons is 'n paar duisend op die groepe, en in die aande, die lekker is, ons aanlyn kerkdienste is ten minste so tussen 15 en 20.000 mense wat elke aand saam kyk. Nou waar jy vanaf ingeskakel is vanaand, of dit op 'n plaas is, of in die dorp is, of in 'n ander land is, lekker om vanaand saam met jou te kuier. Mag jy in 'n besonder vanaand net ervaar die krag en die seën van die Here. Dit is altyd baie lekker om saam met jou te kuier. En vanaand, Here, is my gebed vir hierdie man en vrou wat ingeskakel is, bid ek u seën, bid ek u krag, en bid ek ook so vanaand net vrede op elke man en vrou af. Here, dankie dat u vooruit gaan en ons baie gelyk maak. Here, dankie dat ons vanaand kan kom om u te besing as ons Here, as ons God. Daar's niemand soos u nie, niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met u nie. En vanaand, Here, is dit ook so my hartsbegeerte, dat hierdie man wat luister, en vrou wat vanaand luister, wat 'n versoek het, wat 'n gebedsbegeerte het, is my gebed, Here, dat u dit sal aanraak en ook so sal voorsien, en hy en sy, sommer net die volheid, ook so sal beleef en ervaar. Here, dankie, dat ons aan die einde van die dag ook so kan kom om net stil te word en te sê, daar's niemand soos u nie. Niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met die krag en die liefde, die genade en die heerlikheid nie. Word verheerlik vanaand, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Lekker om saam met jou te kuier en glo vanaand, elkeen wat op Facebook en op TikTok saam luister, het 'n besonderse dag agter die rug. En natuurlik, as jy wonder oor die boodskappe, waar jy dit kan kry in die aande, die video's, en dit is na die tyd ook beskikbaar op Facebook en natuurlik op YouTube, my kanaal Pastor Stef. Ons is so op hierdie stadium, dink so by die 200.000 followers. Is lekker om die woord met jou te kan deel. Net nou 'n doopdiens gehad hier buitekant Pretoria op 'n klein hoewe en 6 mensies gedoop. Daar is 'n swembad op die plaas tussen klomp beeste en varke en sommer maar net plaasimplemente, sommer maar net te kon, jy weet, mense doop wat 'n besluit geneem het om te sê, ons is klaar met die ou lewe en ons is vanaand in afwagting vir, jy weet, vir meer van God, en ons wil die ou lewe aflei, en ons wil God volg deur die doopbad. Nou vanaand wil ek oor iets besonders met jou oor praat, wat ek glo, elkeen van ons baie keer oor wonder, hoekom sekere goed nie plaasvind nie, as God nee sê. Is daar iets spesifiek waaroor jy nou in jou lewe, daar waar jy sit, of jy 'n man is, of 'n boer is, of 'n ingenieur, of 'n dokter, of 'n chirurg is, of jy dalk maar net 'n sekretaresse is, of 'n verkoopsman,
Wie ook al is vanaand en jy's ingeskakel en daar's iets spesifieks waarvoor jy die Here voor vertrou. Iets waarvoor jy elke dag bid, iets waarvoor jy meer bid as enige iets anderste. Dalk is dit 'n kind wat siek is, dalk is dit 'n kind wat behoefte het, dalk is dit vanaand 'n man wat jou hartsbegeerte is om nader aan God te kom, dat veranderinge kan plaasvind, of van jou vrou, dalk in julle huwelik, dalk in 'n verhouding, om te sê, Here, ons is besig, ons is vir so lank al saam, maar ons het meer nodig as wat ons nou het. En vanaand is dit ook my gebed dat jy dit sal beleef, iets waarvoor jy God vertrou met jou hele hart. Sien jy dalk al tekens dat dit gaan gebeur? Het jy al bevestiging van ander gelowiges deur woord en deur skrif al gekry? Miskien het jy dalk al hierdie droom gesien, hierdie visioen gesien oor dit wat jy tans van God af bid. Glo jy dat jy so op die rand van 'n deurbraak is, dat dit gaan nou enige tyd, enige oomblik gebeur? Kom ek vra jou gou, dalk maar net 'n paar moedswillige vrae. Is hierdie gebed meestal tot jou eie voordeel? Voel jy dalk al bietjie teleurgestel dat God nog nie gereageer het op jou gebedsversoek en jy voel, Here, U is 'n bietjie laat. U moes al opgedaag het in my lewe. Nou ja, ek sien dis mense uit die Kaap uit wat lekker saam kuier en natuurlik uit Natbelito uit. Nou ja, daar's soveel verskillende plekke waar mense vanaf saam kuier en mag jy sommer maar net die warmte van God se liefde, sy genade en sy vrede in jou lewe beleef en ervaar. Baie keer twyfel ons aan die Here. En dalk omdat jy sekere gebedsversoek het of sekere hartsbegeertes het vir antwoorde en vir God om op te daag. En dit gebeur nie. Is jy teleurgestel en gebeur dit dat jy twyfel in die Here? Het die Here al volgens jou, kan ek sê, daai vervaldatum van jou gebedsversoek gemis? Twyfel jy aan die Here? Voel dit of jy teen die plafon in jou lewe vasbid en niks gebeur nie? Wat sê die Bybel hiervan? Ek het net nou oor hierdie self gewonder, oor mense wat my hierdie vrae vra. En dan lees ek in Matteus 7, en as jy 'n tydjie het, luister gou na hierdie gedeelte, en as jy vanaand in die bed klim en agter pappa gaan inkruip, jy weet, sê vir pappa, gryp die Bybel en lees vir ons hierdie gedeelte, laat hy sy bril opsit, laat hy hierdie gedeelte lees vir julle. Hy sê, want elkeen wat vra, sê in Matteus 7 vers 8 en 9, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee, as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? Baie bekende gedeelte hierdie, en ek dink dat elkeen van ons het in ons lewens gebedsversoeke. Gebedsversoek vir 'n deurbraak, vir 'n antwoord, en dan gebeur dit nie op ons tyd nie. En die Here sê, dis vra en jy sal kry. En ek lei hieruit af, dat hy gee vir my en vir jou, wat ons nodig het eerstens. Hy wil hê ons moet op ons knie bly. En derdens, hy wil hê ons moet hom vra, en natuurlik wil hy hê ons moet hom vertrou. En dis wat die Here eintlik vanaand vir jou en my kom sê. Wat is hierdie gebed van jou, wat jy tans aan mekaar bid en voor God neerlê? Waarvoor
vertrou jy tans in jou lewe die Here met jou hele hart? Vir wat? Ek dink enige mens het op een of ander gegeewe tyd iets wat hy van God afbid. En wat dalk jou gebedstyd oorheers, wat jy oor meer bid. Ek weet nie of dit oor werk is nie, oor 'n siekte of oor 'n verlossing van seker goed in jou lewe. Iemand het die ander dag vir my gesê, Stef, ek het so mooi weggespring om hierdie jaar my ou vuil rookgewoontes neer te sit. Maar dit voel vir my nou of dinge net 'n bietjie vir my net erger raak en ek sukkel om daai lus vir sigarette. Jy moet saam met my bid dat dit minder raak. Elkeen van ons het iewers iets wat ons oor meer bid. Dalk is dit daai kind wat jy voor bid en jy sien, joh, maar hierdie kind, dit voel net hoe meer jy bid, hoe erger raak die situasie. Hoe meer jy bid vir jou huwelik, voel dit net of alles, jy weet net erger raak. Ek glo met my hele hart dat elke gebed wat 'n mens bid, verhoor word. Of miskien moet ek eerder sê, nie net verhoor word nie, maar en jy moet dalk nou hierdie hoor, dat elke gebed gehoor word. Ek dink net nie, dis altyd so maklik om God se antwoord in ons as mans en in vrouens se lewens, jy weet, aanvaar nie. Ek dink die Here antwoord op een van 3 maniere, en ek sê dit altyd, en u wat na my dienste luister sal weet, dat ek is lief om dit te sê, ja, nee, en wag. En ek voel vanaand om dit weer vir jou te sê op TikTok, vir jou op Facebook en op YouTube. Jy moet dit nie mis nie. Ja, ek sal gee wat jy vra. En dalk is dit nou nodig om vanaand hierdie te hoor. Nee, jy dink jy vra brood, maar eintlik vra jy 'n slang. Ek gaan nou by dit kom oor wat ek sê. Wag, en as ek dit sê, nog nie nou nie, of dalk kan die Here ook sê, nee, ek stel uit. 'n Uitstel. En ons moet baie keer mooi sensitief wees rondom dit, want kom ons veronderstel die Here sê vir jou nee, of die Here kom vanaand oor 'n saak wat jy bid, oor om te sê wag. Sal jy hom steeds onvoorwaardelik vertrou? Ek vra jou. Steeds vir hom lief wees as hy nee sê, as hy sê wag. Steeds aanvaar dat hy ten spyte van die antwoord wat jy nog nie het nie, soewerein is. Sal jy bereid wees om te sê, Here, ek gaan ophou kerm, ek gaan ophou kla, ophou my eie planne maak, ophou spartel en aanvaar dat u besluit staande en bindend is. Maklik gesê, nee. En aanvaar dat God se besluit ja en amen is. En ek by dit sal inval. Nog meer wil ek die volgende sê, as God nee sê, hoe ver sal jy, meneer, mevrou, gaan om sy arm te draai om 'n ja in jou situasie te wil afdwing? Bedrog, diefstal, so baie ander dinge doen mense om net hulle sin te kry. Soms maak die Here net deure toe. Hoor jy wat ek vir jou sê? Soms gaan deure net toe. En dan is dit God se antwoord. Ek praat nou vanaand eerstens met myself.
Ek deel met jou iets wat met myself praat. Wat ons nou net aan tafel oorgesit en gesels het om die tafel gesit het. Want jong, ek is maar baie negatief soms oor dinge. Ek dink jy ook maar. Want op ons horlosie moes dit al gister gebeur het. En soms maak die Here net deure toe en dan is dit sy antwoord en ons hou nie altyd van God se antwoord nie. En partykeer skop ons sommer hierdie deur self oop want ons wil hê dat ons wil moet geld. Sê nou God sê vir jou nee. Hoe dan? Luister baie mooi. Ek glo dalk as jy een van twee reaksies het, of een van twee reaksies sê hierso, jy veg rebels voort, of jy gaan terugsit en los alles in die Here se hande. En nou hierdie sê ek vanaand in diep respek en in groot ontzag, omdat ek baie keer in my eie lewe, jy weet, op daai plek kom om dit uit God se hand uit te wil vat. Om toe te kan laat om te sê, Here, dat U wil sal gesien. Here, U wil, nie my wil nie. U tyd, nie my tyd nie. U tyd is die beste tyd. Ek, jou Here, hoor jou gebed. Of ja, of nee, of wag. As hy ja sê, dalk voel jou vraag vandag is verdienstelik en jy sê dalk en of hy voel dalk dit is binne sy wil. Of jy het lank genoeg gewag. Dis nou tyd vir 'n ja. En miskien verdien jy 'n onvoorwaardelike ja. Voel dalk so. Dis lekker as God ja sê. Dit voel of hy jou bevoordeel. Of dat sy guns oor jou en oor my is. En mens voel nogal dan soos 'n wit broodjie. Of hoe? Kom aan. Wel, as hy nee sê en in my lewe in die laaste paar jaar was daar baie nees gewees in baie opsigte. Baie wagtye. Tye wat ek deure wou oopstoot en sommer maar net daai deurknop wat gesluit is wil afbreek. En ek het in die begin van die jaar gesê dat ek sê dit baie keer in my dienste ook. Ou sleutels kan nie nuwe deure oopsluit nie. En baie keer is deure toe met 'n rede. En dan wil ons dit oop forceer. En vanaand dink ek maar hierso as die Here kom en hy sê nee. Dis moeilik. Dalk sê die Here nee omdat jy 'n slang vra, maar jy dink jy vra vir 'n brood. Hoor jy wat ek sê? Miskien moet eers 'n paar ander dinge eers gebeur. Dis dalk gevaarlik of sal op die lang duur vir jou en my nadelig wees. Miskien is jy besig om ander in hierdie hele wat op die skinkbord is te wil benadeel. En daarom is dit 'n nee. Miskien is die Here nog besig om met jou en met my oor iets. Is jy op 'n leerpad. Hy wil ons leer. Hy is besig met iets in jou en my lewe. Partykeer moet ons maar net gaan stil sit. Terugsit. En mooi kyk.
dalk is hy nog besig met ander mense. En jy beïnvloed in elk geval altyd baie om jou. Selfs al besef jy dit nie altyd nie. En dan gebeur daar tye wanneer God sê wag. As hy wag sê, ek was net nou in Johannesburg of vanoggend. En die persoon saam wie ek was sê vir my, dit is dalk juis nou die regte tyd. Dit was nie altyd die regte tyd gewees nie, want dit het nie in plek geval nie, maar nou is die tyd dalk reg. Sal nie weet nie. Want God werk nie soos jy nie. God tree op die gegewe oomblik in sy soewereinheid, soos wat God voel. As hy wag sê, en jy sê, en jy sien, jy kan dalk wag verwar met nee. Dis waar ons baie keer dit mis, want ons verwar hierdie twee met mekaar. Wag en nee. Erika, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek sien almal wens jou geluk. Mag dit vir jou een besonderse jaar wees. Dalk gaan jy in hierdie hele proses verwerping voel, of dalk dat God nie omgee nie, of vir jou lief is nie. Of dalk dink jy, en ons dink dit baie keer, of dink jy die Here verstaan nie wat die konsekwensies van sy besluit vir jou as mens inhou nie. Nou, Matteus 26 sê dit so mooi, daar vanaf vers 36 tot vers 45, daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. En hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem, en toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Nou ons stap nou as die Christendom na Paasfees toe hierdie naweek. En in hierdie week is dit ook so dat Jesus voor die kruisiging van die Vrydag hierdie gebid het. Mense saam met hom gehaat het. Ek voel doodsbenoud, sê Christus. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap, en hy sê toe vir Petrus, kom julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie. Waak en bid saam met my. Waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer, hoor wat sê hy? 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. En toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap. Want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. En hy het hulle weer alleen laat bly, en 'n derde keer gegaan. So my, hoeveel keer? Hy sê 'n derde keer. Gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog. Die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Jesus in Getsemane,
Ek sien hier, as ek hierdie gedeelte lees, desperaatheid. En ek wil hê jy moet my nou baie mooi hoor. Sy lewe was op die spel. Hy was beangs en hy was bevrees gewees. Hy neem ander saam met hom om te bid. En hy hou aan en aan met bid. Maar sy gebed het gelei, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Bid ek en jy regtig, en nou moet jy hoor wat ek vir jou sê, bid ek en jy regtig daardie woorde in ons lewens, in ons omstandighede, in ons huwelike, in ons verhoudings, in ons situasies, soos U wil. En dan nog met hierdie idee dat God enige iets kan antwoord, net soos Hy wil. En hoor vanaand wat ek vir jou sê, hierdie is iets wat ek en jy ons ondergeskik moet stel aan God se soewereinheid. Wat moet ons doen as God nee sê? Bid totdat jy weet wat God se finale antwoord in jou lewe en in jou situasie is. Ek kan vir jou saam met jou bid. Ek kan saam met jou vertrou. Ek hoor dit daagliks, mense sê, ek het nodig vir 'n deurbraak, Stef, bid vir my deurbraak. Is dit nie dalk dat God vir jou wil sê, daai deurbraak moenie kom nie? Ek het vir iets anders instoor. Maar jy hou so aan en jy hou so vas aan iets. Wat moet ons doen as God nee sê? Doen eers alles wat jy moet en kan doen. Mense raak ongelukkig soms passief terwyl hulle vir God wag om 'n antwoord. En ek moet aktief betrokke begin raak. Ek moet begin nie ophou. Ek moet nog steeds uit my vermoë en in my krag doen wat ek kan doen. Wat moet ek en jy doen as God nee sê? Wel, derdens wil ek vir jou sê, in hierdie tyd, gebruik hierdie wagtyd om stil te word, om te leer. En dan in dit wil ek jou uitnooi om vrug te dra. Gaan aan met jou lewe, fokus op die goeie goed en hou aan om te getuig. Voel ek nie elke dag, ek is nou lus vir iets nie, gaan nog steeds, ek gaan doop mense, gaan nog steeds, ek gaan vertel die goeie nuus, gaan nog steeds en bring goeie tye in, ten spyte van wat jy in is. Monique, ja, dit was spesiaal geweest. Sy sit al by Poppy Smit. Dit was omtrent besonders die doop vandag. As God nee sê, wat moet ek doen? Prys die Here ten spyte van sy nee. Daai nee, sê nog steeds dankie vir dit. Verander wat jy kan en aanvaar sy besluit. Nie my besluit, sy besluit. En dan om op baie punte kan kom terwyl God nee sê, moet ek op 'n plek kan kom om myself te kan organiseer onder sy soewereinheid, want hy weet die beste. Hy weet die beste. En ek en jy sukkel soms om dit met ons koppies te probeer uitredenerend te verstaan. Baie keer as God nee sê, wat moet ek doen? Aanvaar dat die Here nie noodwendig gaan verduidelik hoekom sy antwoord nee was nie. Ja. Want hy kom in Jakobus 4 en hy sê in vers 3, as julle bid,
ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid, en julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Ouch. Harde woorde, maar hierdie is waar woorde. Ja, nee, wag. Jy sien, die Here antwoord altyd 'n gebed. En dit moet ek begin verstaan in my lewe. Vertrou God genoeg om te aanvaar dat hy weet wat hy doen. Aanvaar dit vanaand in jou lewe. Aanvaar dit. Ek kan vir jou sê, kry in daai opsig vrede daarmee. En as ek vanaand met jou hierdie deel, dan dink ek moet by 'n plek kan kom om te sê, U wil is die beste. Ek moet meer sensitief raak in my mens wees, om sy stem te hoor. En jy wat beeste het, en jy wat in die veld werk, en wat daar buitekant is, gebruik daai tyd om met God te praat wanneer jy alleen is. Gebruik die tyd wanneer jy in stilte is, om meer van hom te ontdek in jou lewe. Nou ja, iemand vra my nommer op Facebook en op TikTok. Erika, kan julle net my nommer, Elmarie, my nommer opsit? My nommer verskyn daar, as julle die boodskapies wil hê, hier's my nommer, en stuur net 'n WhatsApp. Ek sit jy op die groep, en jy sal vanaand die boodskap verseker kry. Dankie Renier, julle is besonders. Daar kom my nommer. Kom ek en jy, kom by 'n plek om te sê, Here, dankie vir daai ja, dankie vir daai nee, en dankie vir daai wag. Dit is baie keer goed wat, as ek nou terugkyk in my lewe, wat God oor nee gesê het, wat ek in my eie lewe afforceer het om dit te vat, en die nee te verander na ja, en dan was ek in 'n woestyn tydperk in my lewe. Dan was dit 'n eina seisoen. Dit was 'n donker seisoen, maar sy genade is vir my nog steeds genoeg. En vanaand kyk ek en die Here sê, my wil. My wil. En dit laat my die vrede kry, die rustigheid dat God se wil, God se tyd, is die beste tyd. Jy wat op TikTok vanaand ingeskakel is, en op Facebook, ek sien ons is 'n paar duisend, mag jy vanaand op daai plek aankom. Mag jy op daai plek aankom om vrede te kry, rustig te raak, nie haastig te wees nie, te sê, U tyd is die beste tyd. Vanaand, Here, wil ek sommer saam met hierdie man en vrou kom bid wat saam kuier. En ja, daar's baie keer tye wat ons nooit antwoorde kry, selfs goed wat gebeur het, en hoekom goed gebeur het. Vra my. Of vanaand, Here, wil ek dankie sê dat ons kan vanaand net so 'n bietjie agteroor kom sit en bietjie terugskuif en rustig word om te besef dat jy met ons praat oor die nee, oor die wag en oor die ja. En Here, ja, ons is baie keer geneig om die nee en die wag so bietjie te verwar met mekaar. En dan raak ons op stroppeles en mismoedig en te neergedruk, want dit het nie gebeur op ons tyd nie. Nou kom ons vanaand en ons erken uit ons onvermoë en ongeloof dat ons dit baie keer mis. En nou, Here,
Dankie dat ons vanaand net kan kom om te sê, U wil is die beste. Hoe lank, Here, weet ek nie. Hoe lank moet ek wag? Hierdie man wat sê, hoe lank nog? Wanneer? Dankie vanaand dat hierdie woord tot hart en lewens gespreek het. Ek bid vir jou vir krag en sterkte op jou pad. Ek bid vir jou vir wysheid en insig en vrede en vir krag. En ek bid vanaand vir jou vir 'n vars ontmoeting in jou lewe met Abba Vader. Here, dankie vir hierdie man en vrou se deurbraak oomblik. Dankie vir jou onvoorwaardelike liefde. Dankie dat ek my horlosie kan neersit, ophou na die kalender kyk, ophou U wil druk, en te sê, Here, U tyd. En in hierdie wag wil ons elkeen vanaand U loof, U prys en U eer, en meer van U leer, meer van U verstaan, meer van U geniet en ontdek in die wag. So bid ek vir jou soete nagrus in Jesus se naam. Amen. Vir jou wat ingeskakel is, altyd lekker om saam met jou te kuier, en vir jou wat, jy weet, hierdie blad ondersteun, jy weet, in gebed en selfs finansiëel, die Here seën jou ryklik. Mag jy 'n soete nagrus geniet. Kyk uit om môre aand saam met jou te kuier, en dan my nommer was hierso op, en dit sal nou ook verskyn op al die blaaie. Goedheid en guns, soete nagrus, sien julle môre aand tussen 8 en 9. Groete vir Sproete en 'n lekkie vir Vlekkie. God bless, sien julle môre aand.